Who is he that calms the raging sea? Who is he that sets the captives free? Who is he? 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 Mighty God, Redeemer, Savior, Prince of Peace is He. King of glory, our provider, healer, He must be. Everlasting Father, the one who saved our souls. Emmanuel, Master, Teacher, Ruler, King of Kings is He. Who is he that calms the raging sea? Who is he? Welkom terug by hierdie kanaal en hierdie program van Jesus Christus bevry jou siel. Ons is besig met die onderwerp rondom die gedagtes van Jesus se verheerliking en natuurlik dan ons verheerliking. So hierdie is deel 2 en dit gaan belangrik wees vir u dat u die eerste gedeelte moes luister en gekyk het. Kom ons bid saam en ons vertrou die Here vir verstand en 'n lering wat ons harte sal versterk in geregtigheid. Vader, ons dankie vir die voorreg van hierdie dag. Hierdie dag is dit wat U geskaap het. U het hierdie dag al reeds belaai met alles wat sal maak vir ons sukses en ons voorspoed in die lewe. Help ons, Here, om heilig te wees met hierdie verwagting van 'n gesuiwerde hart en gedagtes wat rein en skoon is voor U. Vergewe ons waar ons foute gemaak het, waar ons gestruikel het, selfs waar ons gesondig het. En wees U verheerlik, my God, deur die keuses wat ons sal maak in hierdie lewe. Ons vra hierdie genade in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Nou, ek wil begin deur 1 Korintiërs 15 vanaf vers 51 te lees. En ek besef dat die hoeveelheid inligting en skrif wat ek graag met u wil deel baie is. 'n boodskap soos dit waarmee ek nou besig is, sal my om en by 2 uur vat as ek agter 'n kansel staan en ja, ek het hom agter die kansel gepreek. En ek moet hom nou so verwerk dat hy nog steeds dieselfde voedingswaarde vir u siel sal verskaf, soos dit 'n volle 2 ure sou gewees het. En ons vertrou die Heilige Gees dat hy is die naprediker en hy sal ons help om hierdie dinge te verwerk en te verstaan. Die gedagtes tol rondom die idee van 'n nuwe spesie van wese waarin die mens homself nou vind. En ons lees saam uit 1 Korintiërs hoofstuk 15 vers 51 en ek lees vir ons: Ek wil aan julle 'n diep waarheid vertel. Die engel sê, I tell you a mystery. Ek hou van die woord mystery. Die woord is ook 'n verborgenheid in Afrikaans. Ek wil aan julle 'n diep waarheid, 'n verborgenheid vertel wat God aan ons bekend gemaak het. So as dit 'n mystery is, 'n verborgenheid, dan in sy toelaatbare wil het hy dit so beskik en bestem dat ons dit moet weet. Nou ja, maak jouself gereed om iets te weet en iets te verstaan wat 'n geheim is en ander nie deel het daaraan nie. Ons is bevoorreg om deel te hê daaraan. Dit is dat ons nie almal sal sterf nie, maar ons almal sal verander word. Nou daar begin ons met 'n absolute fenominale idee. Ons sal nie almal sterf nie. So daar is 'n oomblik wat God se oorspronklike prototipe einddoel vir die mens 'n werklikheid gaan word. In sy voorneme het hy bestem dat ons eintlik onverganklike wesens moes wees. So nou kom sy intervensie en hy praat nou daarvan, hy sê, ek wil hê julle moet dit weet, dit is 'n verborgenheid, maar ek maak dit aan julle bekend, julle gaan nie almal sterf nie, daar gaan 'n tyd aanbreek wanneer
daar 'n oorbrugging is. En iets begin wat eintlik God se oorspronklike bedoeling is. Ons gaan nie almal sterf nie, maar ons sal verander word. Dit sal dadelik in 'n oogwink gebeur, wanneer die laaste trompet weer klink, want as die trompet sy klank laat hoor, sal die dooies met onverganklike liggame opgewek word, en dan sal ons ook verander word, want ons verganklike aardse liggame moet in hemelse liggame omskep word, wat nooit sal sterf nie. Halleluja, halleluja, halleluja. Jy moet net so 'n oombliekie opstaan en net so 'n bietjie juig en 'n bietjie dans daar voor die Here, want dit is nuus, dit is nuus, dit is nuus. Dink net daaraan, die droefheid. Dink net daaraan, die swaarmoedigheid. Dink net aan die trane, die sin van verlies, wanneer ons 'n geliefde moet afstaan aan die dood en begrawe. Maar nou kom 'n besef van 'n ander uitkoms, wat daai hele proses in trirad gaan sit. Let me say that in English. It is time to get excited and to rejoice with the expectation and the hope, because God is busy reversing what suffering, sickness, death, and the grave has done to humankind. He's reversing it, so much so that even those who did die have suffered corruption, buried and laid in the grave for, I don't know, a week, a month, 10 days, 10 years, 100 years, 1,000 years, 6,000 years, it doesn't matter. They're all coming up out of the grave and are going to have new bodies and be glorified. And we were alive, should we be alive at that time, will also be changed, and that change is going to be equal to the change that they experience. So ja, vergewe my as ek opgewonde is, as u nog nie opgewonde geraak het nie, u gaan opgewonde raak by die tyd hy klaar is met wat die Here vir ons hier wys. En dan sal ons ook verander word, want ons verganklike aardse liggame moet in hemelse liggame omskep word, wat nooit sal sterf nie. Wanneer dit gebeur, wanneer ons verganklike aardse liggame in hemelse liggame omskep word, wat nooit sal sterf nie. Ek gaan net so ver lees, want ek het nog baie ander goed om te lees, maar dit is amazing, dit is wonderlik. Iets, luister, ons het die reg om opgewonde te raak vir wat ons nou hier hoor. Nou, Maria het dit gesien, en dit was so heerlik, dit was so wonderlik, dit was so amazing, dit was so asemrowend geweest. Sy het nie besef wat besig was om met haar te gebeur nie. Jesus kon letterlik net daar by haar staan en sy kon hom nie herken nie, want die verheerliking het hom vermoë gegee, bo-natuurlike vermoë, geestelike vermoë, supernatural, amazing prowess, spiritual abilities that dominated even the physical substance of his being, so that he could interchange from spirit to physical, and the physical could be malleable, and the malleability of his physical nature made that he could change his shape, change his form, change his voice, and we would later on experience, later sou ons ervaar dat daar is iets omtrent hom wat so amazing is, maar dit kom ons ook toe. Dit is waarop ek afpyl, dat dit ook ons deelname gaan wees. Isn't it remarkable? Isn't it remarkable? As jy byvoorbeeld in die boek van Filippense lees, en daar is gedagtes hier, wat ek voorheen al kwyt geraak het, maar ek wil het weer noem. Kortliks praat die apostel en hy sê,
Die eerste mens, Adam, was 'n besieling geweest. The first man, Adam, was a living soul. En uit die living soul, hierdie besieling van Adam, het ons almal ons aardse vleeslike bestaan, wat onderworpe is aan die beginsels van die wet van sonde wat tot die dood toe lei. En hierdie eerste mens, Adam, as gevolg van sy keuse om 'n slaaf tot sonde te wees, het gemaak dat ons almal so was. En daar is nog van hulle wat nog so is. Behalwe natuurlik vir die wedergebore ervaring waarin ons almal dood in Jesus Christus. Dus hoekom ons doop. En dan, soos hy uit die dode opgewek was, lewe ons deur geloof as Christene wie uit die dood het opgestaan het. En as sulks sê Paulus en hy verduidelik, maar die laaste mens. Maar wag 'n bietjie, ons is nog nie by die laaste mens nie. Daar is nog hulle wat nou nog gebore is. Daar is nog nou van hulle wat nou eers uit die baar uitkom. En dan nog op die bors gaan lê. En daar's diegene wat hiernamaals nog gaan wees. Maar Paulus sê nee, julle verstaan die saak verkeerd. God wie die groot ek is, het 'n saak so gereël vir ons as mense, dat daar 'n omskakeling was met die opstanding uit die dood van die Here Jesus Christus. En die omskakeling is dit, dat hy gekwalifiseer het as die laaste mens. En as die laaste mens in sy opgewekte toestand uit die dode het opgestaan, is hy ook 'n lewensgewende gees. So hier is twee verskillende soort mense. Like we would say in the English, there is before our eyes a human 101 and a human 102. And the human 101 is Adam, die eerste mens Adam, 'n besieling, maar die human 102 is Jesus Christus, die laaste mens, 'n lewensgewende gees. So met ander woorde, in Jesus Christus is daar 'n nuwe ras van mens. Huidiglik en volgens die Adam geslag, die eerste mens 'n besieling, is ons almal van die mense ras. So daar is nie verskillende rasse nie. Dit is 'n verkeerde konsep wat baie aangeneem het in 'n dwaling. Daar is verskillende etniese groepe onder die menseras. Maar daar is net een menseras volgens die Adam geslag. Maar 'n tweede menseras, 'n new breed, 'n new species of human being has been brought forth into the earth. And that new species of human being is not animated. Sy lewensvermoë is nie deur bloed nie. Volgens die mediese professie weet ons dat mens, volgens die Adam geslag, sy sielslewe berus eintlik in die bloed. Die lewe van 'n mens is in sy bloed. Maar toe Jesus op die kruis sterf, hy het na sy eie bepaling, die Bybel sê vir ons, terwyl hy op die kruis hang, het hy besin dat alles volbring is. Wat beteken dit? Dit beteken dat hy en die Heilige Gees het in sy moeitevolle lyding opsommings gedoen van die aanspraak van die wet van God teen die vleeslike sonde van die mens. En sy lyding en smarte, sy opsomming, was getabuleer tot 'n punt waar hulle erkenning gegee het, daar is niks wat hy of die mens die wet van God nog skuld. Die Bybel sê vir ons, God het sy eie seun gestuur in die gedaante en in die vorm van sondige vlees, gebore onder die wet, sodat hy kon sterf en dus die sonde en die dood kon veroordeel in sy liggaam.
En in daardie opsomming, daardie bepaling wat hy doen terwyl hy op die kruis hang, kom hy in die Heilige Gees tot hierdie slotsom. Dit is volbring. Daar is niks wat die vleeslike mens, die wet van God nog skuld nie. Hy het dit ten volle betaal in bloed, in smarte, in moeitevolle lyde, selfs ja tot die dood. En hierdie woorde volg nadat daar die bepaling, opsomming in sy gedagte is. Toe hy besef dit is volbring, sê hy ek is dors. En toe hy sê hy is dors, toe word hy asyn aangebied. En toe dit sy mond aanraak, toe besef hy daar is geen genade vir die vleeslikheid in die wêreld nie. En hy sê toe, Vader, in u hande laat ek my gees na. En hy blaas sy laaste asem uit en hy sterf. Toe hy sterf, toe verseël hy ten volle die reg om 'n nuwe spesie van mens na vore te bring. Hy sterf sodat hy dit kon verseker. En dit is wat ons verlede week besin het met Maria se verwantskap met hom by die graf en die feit dat sy hom nie kon erken nie, want hy was toe in die nagevolge en die loon van sy arbeid. Hy kon dit begin uitleef en deel van die uitleef daarvan was om in 'n verheerlikte toestand te wees, omdat sy kadaver, sy fisiese liggaam wat in daardie graf gelê het, wat nie 'n druppel bloed nog gehad het nie, selfs die laaste druppel bloed met die spies wat in sy sy gesteek is, was uitgespoel met die water rondom sy hart. Daar was nie 'n druppel bloed in die liggaam van Jesus Christus toe dit in die graf belê was nie. Maar kyk wat gebeur. Kyk wat gebeur. Nadat hy sy werk in die doderyk afgerond het, word hy terugbesorg in sy liggaam deur die Heilige Gees. En die atoomkrag energieryke ontploffing wat hom in sy liggaam terugbesorg, wek daardie liggaam op om weer lewend te wees, maar die lewe is nie die lewe volgens bloed nie. Dit is die lewe volgens gees, volgens salwing. En ja, hierdie kleed wat nou in die Rooms-Katholieke Kerk se besit is, was nou onlangs bewys dat die vorm en die gedaante van 'n mens wat in die doodkleed, the shroud of Turin, die laken van Turin, wat Jesus se doodskleed was, die bestraling van die energieryke terugbestel van gees in sy liggaam het gemaak dat selfs die gedaante, the image of his body was imprinted on the sheet. En dit is uit hierdie verryking van lewe, ewige lewe, onverganklike lewe, wat sy liggaam uit die dode uit opgewek is en hy na vore kon kom. Nou ek noem dit vir ons in hierdie sin omdat ek nou vir u volgens Romeine 8 vers 11 sê die apostel Paulus hierdie woorde, dit is 'n wonderlike gedagte, dit is iets wat ons moet koester, dit is iets wat ons moet nastrewe, ons moet seker maak dat dit in die skatkis van ons geheue belê is, dat daar 'n oortuiging van verstand sal wees, dat ons verbeelding verryk sal wees met hierdie oorgehaalde vertroue. Wat is dit? Wat is hierdie vertroue? Wat ek nou net aan u verduidelik het, dat sy kadaver, sy liggaam, weer aan die lewe gebring was, deur 'n instroming van Heilige Gees krag en salwing, en dat die loslaat van daardie energie om hom weer te belê met lewe en besieling, dat daardie besieling nie sy energie tap uit bloed nie, maar dit tap uit die onverganklike ewige gees van God self. Nou luister wat sê Romeine 8 vers 11. Sjoe, ek is seker u kan die salwing aanvoel.
Ek gaan hom in die Engels lees, maar ook in die Afrikaans. Dit is 'n vraag wat gevra word. Hy sê, if the spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you. So hoe het Jesus uit die dode opgewek? Hy is nie opgewek en aan die lewe gebring deur bloed nie. Daar was nie 'n bloedoortapping nie. Maar daar was 'n instroming van salwing deur die Heilige Gees. En hierdie salwing van die Heilige Gees word genoem the spirit of him who raised Jesus from the dead. So we say, if the spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you, he who raised Christ from the dead, he who raised the anointed one from the dead, will also give life to your mortal bodies because of his spirit who lives in you, will also quicken your mortal bodies, will also enliven your mortal bodies. So hierdie gedagtes, kom ek lees dit in die Afrikaans vir ons, is kardinaal. Dit is 'n baie belangrike insig en 'n begrip wat ons moet aan vaskleef. Omdat die Gees van God wat Jesus uit die dood opgewek het in julle woon, sal hy wat Christus uit die dood opgewek het, ook julle dooie liggame weer lewendig maak deur dieselfde Gees wat in julle woon. Hy sal julle verkook. Die Engelse woord is, he will quicken your mortal bodies. Dit is nie iets wat eendag gaan gebeur nie, dit is iets wat alreeds besig is om te geskied, omdat ons hierdie belofte het. Julle het 'n deposito van die Gees ontvang. Julle is verseël met die Gees. The English says you've received a down payment, a deposit of the Holy Ghost. Sjoe. So nou is ons terug by Jesus. En ek wil weer eens na die boek van Filippense toe gaan. En daar is nog 'n gedeelte van skrif wat relevant is vir ons om te lees en te verstaan. Philippians chapter 3 verse 20, Filippense 3 vers 20 en 21, ek gaan hom nou lees, maar ek moet dit herhaal vir u, dat ons het hierdie Gees van God, ons het dit al reeds, en dit is die Gees, dit is hierdie salwing wat daar die verandering, the English speaks about a metamorphosis, gedaantewisseling is die Afrikaanse woord, en hierdie woorde beskryf aan ons iets baie wonderlik. Baie wonderlik. Ek moet ook hierdie gedagte met u deel in die boek van Hebreërs 6. In die boek van Hebreërs 6 sê dit vir ons dat daar hulle is wat God se geskenk ervaar het, wat die Heilige Gees ontvang het, wat die lieflikheid van God se woord en die kragte van God se toekomstige wêreld beleef het. I want you to take very particular note of what you are hearing. In the English it says, waar was ek nou gewees? Vers 6. If you have been enlightened, you have tasted the heavenly gift. Not you going to taste the heavenly gift, you have tasted it. You have shared in the Holy Spirit. You have tasted the goodness of the Word of God, and you have tasted the powers of the coming age. So, daar is hierdie ding wat genoem word, the powers of the coming age. En dit het alles te doen met iets wat in die hede 'n konstante ervaring is. En hierdie waarvan ek nou praat, is dit wat Paulus gesê het, julle het al reeds die deposito, julle het al reeds die verseëling van die Heilige Gees ontvang. En nou sê hy, as hierdie Gees, dit is dieselfde Gees wie Jesus uit die dode het opgewek het, en as hierdie Gees in julle inwoon, dan verkook hierdie Gees julle. Dit verkook julle verganklike liggame. Met ander woorde, it overrides the law and the principles of sin that leads to sickness, degradation and death. It overrides it.
That is why we still have the phenomena of raising the dead. That is why we still have the phenomena of praying for people. The blind eyes open, the deaf ears hear, the dumb tongues speak, the lame legs walk, the sicknesses is driven out, the fevers are broken, the disease is reversed, and you are made whole again. Jy word weer heel gemaak. Omdat hierdie verwerking van die krag van die komende wêreld, die komende heerskappy, alreeds hier is. Wow! Wow! En dit is die krag wat die gedaantewisseling, die omskakeling na onverganklikheid gaan verseker. Nou, my tyd loop so vinnig uit. Ek kan dit, I'd like to go on and on about this because it is just a marvelous topic and subject to deal with. Maar kom ons lees nog 'n skrif wat ek ook tensyde gestel het vir hierdie uitsending, en dit is Filippense 3 vers 20, en ek wil hom in Engels en Afrikaans lees. Hy sê vir ons, ons daarteenoor het ons burgerskap in die hemel. Ons burgerskap is in die hemel. Vandaar verwag ons ook die Here Jesus Christus as verlosser. Nou luister mooi, here's the punchline. Hy sal ons vernederde liggame verander in liggame met goddelike heerlikheid, soos sy eie. Hiervoor sal hy dieselfde krag gebruik as die waarmee hy alle dinge onder sy gesag bring. Ons lees dit in die Engels. Our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ, who by the power that enables him to bring everything under his control, by the power by which he can subject and is subjecting and will subject everything and anything, by this power he will transform our lowly bodies, our ignoble bodies, our mortal bodies, our sick, dying bodies. He's going to transform these bodies so that these bodies will be equal to his glorious body. Nou, luister mense. Die is 'n onderwerp van sulke fenominale opgewondenheid. For the joy set before him, and for the throne that was promised him, he endured the cross, despising the shame and nakedness that came with it. Hier is ek en u. Daar is 'n kruis wat ons daagliks moet opneem. Kom ons hou hierdie vreugde en blydskap voor ons verbeeldingsoog. Altyd, aldurend. Kom ons hou dit daar. Want dit is die krag en die motivering, dit is dit wat ons sal deur laat beur, om die ander kant uit te kom, vir die blydskap, en dan ook, in die ontvangs, wanneer ons, saam met al die heiliges, rondom die troon van God, gaan dans ons om sy troon, om by ons eie trone uit te kom. Woo! Did you hear that? Did you hear that? There are thrones. There are places where we are to be seated in heavenly places. There is a immortality that waits us, 'n onverganklikheid wat vir ons wag. Daar is 'n gedaantewisseling, daar is 'n verandering wat aangebring word. Wow! Wow! Luister, daar is niks in die huidige lewe wat ons moet toelaat om ons te ondermyn, om by hierdie trofee uit te kom. Forgetting the things behind, striving towards the trophy, striving towards the prize. What is the prize? That I may know Christ. What is Christ? The Holy Spirit with the holy anointing of God. That I may know him in the power of resurrection. Why the power of resurrection? Because the metamorphosis, because of the change from mortality to immortality, from a ignoble to a noble body, from a lowly body
to a holy esteemed physical nature that is glorified by the Holy Ghost and the Spirit of God. Luister mense, daar is niks in die wêreld van die mensdom beter as dit nie. Nothing. Nothing compares. Nothing weighs up against the beauty and the glory of that which He promises us. Sal ons saam bid. Here, op hierdie oomblik wil ek myself geheel en al toewy om te strewe met alles wat binne my is. Geef vir my die mag en die krag deur U Heilige Gees om 'n suksesvolle lewe as 'n heilige, 'n gelowige, 'n gesant van God, dat ek dit kan lewe tot verheerliking van U naam. Dankie my God vir die belofte van die vreugde en blydskap. Dankie ook vir 'n sitplek wat ten syde gestel is, wat wag vir ons, dat ons dit mag inneem. Dankie vir Jesus Christus, die eerste vrug uit die dood uit. Dankie vir Hom wat ons voorganger en voorloper is. Help ons om ons oë nou geset op Hom te hou, om Hom te volg, om die weë van die Gees te verstaan en om die raad van die woord te aanvaar. Dankie my God vir die skat van dit wat U beloof het. Dit bid ons nou in Jesus naam. Amen. Who is He? Who is He? Who is He?